Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ek was vasgehou deur vrees en skuld. My oë moeg van vorentoe kyk. Ek het gehardloop, maar net in sirkels, tot in my naam leer sag kom sê. Jy roep my nader, nie met eise nie, met kom en sing, bly hier by my. En u teenwoordigheid begin iets breek. En ek leer weer wat het is om te leer. Ek laat los, die handbreek nou. My oë vas, oor Jesus gehou. Nie perfectie nie, net elke tree, die genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nie van binne af. Jesus, u is my begin en einde. Leer alleen leer ek regtig leer. U raak aan wat ander vir my het. U sien nie seer wat niemand sien. U kyk verby die wonde en maskers. U praat vergifnis diep binne. U liefde gaan dieper as genesing. U waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verloor, noem U my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los, die handbreek nou. My oë vas, op Jesus gehou. Nie perfectie nie, net elke tree, U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nie van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U wanneer leer ek regtig leer. 'n Vader wat hardloop, adems oop, nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby, met 'n kruis wat sien, dit is volbring. Ek gee my breë, ek volg die pad van ondergawe liefde en beweging gesit. Die lewe in my lewe nie. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie dit wat ek doen nie, maar dit wat
is my alles, en U leer ek lewe. Goeiedag en baie welkom by ons reeks oor die ware lewe. Gerubén het 3 weke gelede vir ons aangemoedig om hierdie handbrieke wat so vasgemaak is, 'n bietjie los te maak en voluit te lewe. Verlede week het hy ons weer bewus gemaak van die feit dat dit vir Jesus belangrik is dat ons naby hom sal leef. En vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf en ons gesels oor die kwaliteit van ons eie lewens wanneer Jesus by ons tafel aansit. Nou soos gewoonlik, raak ons eers 'n klein tydjie stil en dan stel ons ons harte in om die boodskap uit God se woord te hoor. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om met 'n Bybel in ons hand te kan sit en swart op wit te kan lees wat U op U hart het vir ons vandag. Maak ons ontvanklik, help ons om nie net te hoor nie, maar te luister, sodat ons ook kan transformeer volgens die beloftes wat U oor elkeen van ons uitgespreek het. Dankie dat ons saam met ander gelowiges 'n boodskap kan kry wat ons lewe kan verander. Help ons om gewillige dienaars te wees wat luister. Amen. Ons skriflesing is vandag uit Lukas 19 vers 1 tot 10. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbykom. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Baie van ons ken die verhaal van Saggeus, die kort, ryk mannetjie wat in 'n boom geklouter het om vir Jesus te kon sien. En vandag staan ons weer by hierdie verhaal stil, nie net om dit te onthou nie, maar om die dieper betekenis daarvan raak te sien en om uiteindelik by die vraag uit te kom, wat beteken Saggeus se verhaal vir my, hier waar ek vandag is?
Ons lees hier in Lukas 19 dat Saggeus 'n hooftollenaar was. Nou, in vandag se taal sou iets wees soos die hoof van SARS, iemand wat belasting vir die Romeinse regering ingevorder het. Nou, wat hulle geëis het, moes hy oorbetaal en dan die res, ons lees dit nie, maar het hy waarskynlik vir homself gehou. Dis maar hulle toe gewerk het. En dit het hom baie ryk gemaak, maar ook uiters ongewild. Nou, Jerigo was die ideale plek vir so 'n man. Dit was een van die belangrikste handelsroetes tussen Jerusalem en die ooste. En die stad, Jerigo, was ook baie bekend vir die balsambome wat volop daar gegroei het. Nou, die balsam was baie kosbaar en dis gebruik vir medisyne, vir parfuum, vir salf en selfs vir godsdienstige rituele. Nou, omdat die balsam skaars en hoog in aanvraag was, het dit natuurlik groot ekonomiese waarde vir Jerigo gehad. So Jerigo se rykdom en die invloed het grootliks gekom uit die handel en die uitvoer van hierdie balsamprodukte. En dit beteken natuurlik, daar was baie geld, baie handel en natuurlik baie belasting om in te vorder. Nou geen wonder dat Saggeus baie ryk was nie. Maar soos vandag nog, was belastinggaarders of tollenaars nie baie geliefd nie. Saggeus het baie geld gehad, maar tog het daar iets in sy lewe gekort. Daar was 'n gemis wat geld nie kon vul nie. Hy het baie mag gehad, maar eintlik geen vriendskappe nie. Hy het toegang tot baie huise gehad, maar niemand het hom eintlik in hulle huise ingenooi en verwelkom nie. Hy het sekerlik alles gehad wat ander mense begeer het, maar hy het niks gehad van wat elke mens regtig nodig gehad het nie. Dalk is dit hoekom hy Jesus met sy eie oë wou sien. Hy het gehoor van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, van sy woorde, van die hoop wat Jesus gebring het. En dalk het iets binne in sy gees gefluister, miskien is hierdie Jesus die antwoord op dit wat in my lewe kort kom. Saggeus sou nie lank daaroor hoef te wonder nie, want Jesus was op pad. Die probleem was dat hy nie maklik vir Jesus te sien sou kon kry nie, omdat hy so kort was. En toe maak hy 'n plan, sonder om te dink wat ander mense van hom sou dink as hy iets so belaglik doen. En hy klim toe in 'n boom. En hoe toevallig was dit nie, dat Jesus toe juis ten spyte van die skare wat almal gekom het om hom te sien, dat hy juis opkyk en vir Saggeus in die boom raak sien. Ons lees nie dat Saggeus vir Jesus geroep het nie. Al wat ons weet is dat Saggeus 'n behoefte gehad het om vir Jesus te sien. En sy status het hom nie gekeer om dit reg te kry nie. Ons lees dat Jesus toe gestop het en vir Saggeus op sy naam genoem het. Want Jesus het geweet dat Saggeus na hom soek en hom nodig het. En wat was Jesus se woorde? Nie kom af en maak eers alles reg wat verkeerd is in jou lewe nie, Saggeus, jou sondaar. Nee, Jesus sê, kom af, ek moet vandag in jou huis gaan. Dit klink dalk vir ons na 'n vriendelike uitnodiging, maar in daardie kultuur was dit ongehoord dat 'n kerkmens meng met 'n sondaar. Wat tog te sê van om by sy huis in te gaan en saam met hom te eet. En die skare was ontstel daaroor, 'n mens kan dit verstaan, want om by iemand anders sy huis te gaan eet, was in daardie tyd 'n teken van, ek aanvaar jou en ek wil graag jou vriend wees. So toe Jesus sê, ek moet vandag by jou tuis gaan, sê hy eintlik vir Saggeus, ek aanvaar jou en ek wil graag jou vriend wees. En daarom reageer Saggeus onmiddellik op Jesus se versoek, en hy maak sy huis oop vir hom. Ongeag die mense se skewe kyke en opmerkings en aanmerkings. En daar, in Jesus se teenwoordigheid, word Saggeus 'n nuwe mens. Hy bied aan
om dit wat hy van ander mense gesteel of geneem het, 4voudig terug te gee. Maar hy besluit ook om die helfte van sy goed aan die armes te gee. Saggeus verander onmiddellik en radikaal in die teenwoordigheid van Jesus. En hoe reageer Jesus? Hy sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Nie eendag, wanneer Saggeus alles uitgesorteer het nie, maar hy sê vandag. Jesus het hom nie verander deur vir hom 'n preek af te steek oor al sy foute en hom gewaarsku dat as hy hom nie bekeer nie, gaan hy hel toe nie. Nee, Jesus nooi vir Saggeus om af te kom, om nader te kom en nie meer net op 'n afstand te observeer nie. Jesus wys vir Saggeus dat hy vir hom omgee en graag tyd met hom wil deurbring. Jesus tree eintlik die teenoorgestelde op as die res van die mense wat vir Saggeus verag het en ignoreer het as gevolg van sy leefstyl. En dis presies wat Saggeus nodig gehad het, om handomkeer te verander. Jesus sien hom raak. Jesus praat met hom. Jesus wil graag naby hom wees. Ware bekering begin by 'n ontmoeting met Jesus Christus, net soos ons is. Gebroke, verlore, eensaam en skepties. So wanneer Jesus by jou tafel kom aansit, begin ware lewe op 'n ander plek as wat ons dalk dink. Dit begin nie by jou gedrag nie, maar by Jesus se teenwoordigheid. En hierdie lewe saam met Christus eindig nooit. Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 11, God het vir ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. En wie die seun het, het die lewe. En wie nie die seun het nie, het ook nie die lewe nie. So dit maak nie saak of ons skatryk of brandarm is nie. Ons is nie vir Jesus Christus, dis nie vir hom belangrik nie. Vir hom bly ons altyd brandarm en verlore, tot ons hom ontmoet het. Saggeus het in 'n boom geklim, om vir Jesus op 'n afstand te sien. Dalk mis jy ook iets in jou lewe, so Saggeus, ten spyte van al jou aardse seëninge of aardse besittings. En dalk wil jy ook eers so Saggeus op 'n afstand na Jesus kyk, omdat jy dalk nog nie heeltemal seker is of hy enige aandag aan jou gaan gee nie. Of jy is dalk onseker oor wat hy van jou gaan vra. Dalk is jy nog nie bereid om afstand te doen van die dinge waarin jy so gewoond geraak het nie. Al weet jy, dit bring geen ware geluk en vrede nie. Of jy is in jouself oortuig dat jy heeltemal te sondig is om eers te dink dat Jesus jou wil nooi om by jou tafel aan te sit. Nou soos Jesus daardie dag deur Jerigo gestap het, so stap sy gees steeds elke dag rond en hy kyk en soek na iemand wat hom graag wil ontmoet. Iemand wat besef dat die ware lewe nie in besittings lê nie. Iemand wat besluit dat die sondelas wat ons saamdra, nie vir altyd 'n wig tussen ons en God mag veroorsaak nie. Iemand wat soek na ware lewe, wat net Jesus vir ons kan gee. Is jy dalk daardie iemand? As jy is vandag die dag waarop Jesus jou naam roep. Nie om jou te verneder of jou skuldig te laat voel nie, maar om jou uit te nooi, om nader aan hom te kom en hom toe te laat om by jou tafel te kom sit. Vandag is die dag waarop Jesus se teenwoordigheid in jou lewe, jou hele toekoms kan verander. Dis nie net 'n beter weergawe van jou huidige lewe nie, nee. Dit sal 'n heeltemal nuwe begin wees. So die vraag is nie of Jesus bereid is om by jou huis in te kom nie. Die vraag is jy bereid om uit die boom te klim en Jesus in jou huis te nooi? Ons kerke sit vol mense elke Sondag. Maar die waarheid is
dat baie van daardie mense steeds in 'n boom sit. Hulle luister na boodskappe oor die lewe van Jesus. Hulle hoor van wonderwerke wat hy vandag steeds in mense se lewens doen. En hulle hou daarvan om tussen ander gelowiges te kuier en te wees. Maar hulle eie lewe is vol van bekommernis, vol van spanning, vol van gebroke verhoudings en sonder daardie volkome vrede. Dalk sit jy in jou boom en wonder, wat kan ek verwag as ek vir Jesus toelaat in my hart en in my huis? Ek kan vir jou verseker, dat jy vrede sal kry, wat jy self nie sal verstaan nie. Vrede in alle omstandighede. Of het nou uiterlik met jou goed gaan en of het met jou sleg gaan, gaan nie meer jou vrede en jou geluk bepaal nie. Nee, die feit dat jy vir Jesus toelaat om naby jou te wees, gaan die oorheersende faktor in jou lewe wees. Hy gaan jou vrede wees. Hy gaan jou anker wees. Hy gaan jou voorsiener wees. En hy gaan jou vriend wees. Hy gaan jou helper wees en jou leer watter pad jy moet stap. Maar soos met Saggeus, kom die verandering in ons lewens eers nadat ons die uitnodiging van Jesus aanvaar het. Dit help nie jy's net deel van die skare wat nuuskierig is om uit te vind wie Jesus is, of omdat jy beïndruk is oor wat hy in ander mense se lewens doen nie. Jy moet uit die boom klim en op sy roepstem reageer. Sy uitnodiging is vir almal, wanneer hy in Jesaja 55 vers 1 tot 3 sê, kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Wanneer die Here sê, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, praat hy nie van 'n ooreenkoms wat ons moet verdien of nakom om aanvaar te word nie. Dis nie 'n kontrak waar ons eers goed genoeg moet wees nie. Dis ook nie 'n stel reëls en wette wat ons perfek moet nakom nie. Jesus praat van 'n genadeverbond, 'n verhouding wat begin by sy liefde vir my en jou. Nog voordat ons iets kon doen, het hy reeds besluit om ons lief te hê en te red. En Jesus is die een wat ons handvat en terugbring na God. Deur hom ontvang ons vergifnis. Deur hom ontvang ons nuwe lewe en ook sy Heilige Gees. Hierdie verbond, hierdie belofte is vas en seker en dit verander nooit. Want dit rus nie op ons prestasies nie, maar op God se getrouheid aan die beloftes wat hy aan ons gemaak het. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Want hy nooi ons op grond van genade, nie op grond van wat ons doen of nie doen nie. So wanneer jy besef dat jy oorlaai is met onverdiende genade, sal jou gedrag mettertyd, ek kan jou beloof, in lyn kom met Jesus se lewe. Want onverdiende genade kan jou nie onaangeraak laat nie. Saggeus het dadelik reggestel wat hy verbrou het. Jou pad lyk dalk anders, maar een ding moet jy weet, ware lewe, ware vreugde en ware vrede begin nie wanneer jy perfek is nie, maar wanneer Jesus jou lewe binnekom. Jy hoef niks vir hom te beloof nie.
Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef net te reageer op sy uitnodiging. So as jy bereid is om vandag vir die eerste keer of vir die 10de of hoeveelste keer uit die boom te klim en vir Jesus opnuut toe te laat in jou ruimte, in jou lewe, in jou storie, dan wil ek jou uitnooi om jou hand op te steek. As jy nie alleen is nie en dalk nie die vrymoedigheid het om jou hand vir ander mense op te steek nie, doen dit in jou binneste. En as jy wil, kan jy vir my of Gerrie kontak, want ons wil baie graag vir jou ondersteun en jou help om hierdie pad verder te stap. Saggeus, die kort ryk mannetjie wat in die wêreld se oë 'n ongewilde sondaar was in God se oë 'n kosbare, maar 'n verlore siel wat soekend was. En daar staan geskrywe in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Saggeus het nader gekom, en sy hele lewe het verander. Joune kan ook. Through Jericho's crowded streets he came, a wealthy man with an empty name, climbing a tree just to see your face, watching from distance unsure of grace. But you stopped and looked up through the noise, called him by name, made his heart rejoice. Not fix yourself or clean your past, just come down now, I'm coming to your house. When Jesus sits down at your table, new life begins where grace is able, not by performance, not what you prove, but by his presence that changes you. He calls your name from every tree. Come down now, come walk with me today. Salvation fills your home when Jesus sits down at your table. The crowd kept whispering he's a sinner, but you saw a searching heart within him. What others rejected, you drew near. What others avoided, you called dear. And in that moment before 1D, love planted a transforming seed. True repentance doesn't start with shame, it starts the day you call my name. When Jesus sits down at your table, new life begins where grace is able, not by perfection, not by pride, but by the Savior at your side. He calls your name from every tree. Come down now, come walk with me today. Salvation fills your home when Jesus sits down at your table. I don't have to promise, I don't have to earn, just climb down and let my heart return. Your covenant stands on love alone, not on the strength that I have shown. You are my anchor, my peace, my friend. In you, true life will never end. When Jesus sits down at your table, lost hearts find they are able. Today is the day, don't delay. He's calling your name, don't turn away. Come down now, don't wait too long. Grace has been here all along. Today salvation fills your home when Jesus sits down at your table. Come down now, he calls your name, he calls your name. Jesus is waiting at your table. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kragtige verhaal van Saggeus se lewe. Vader, soos U geweet het dat Saggeus U nodig het en dat Saggeus na U soek, het U hom geroep, opgekyk na hom en gesê, ek wil jou red. Ek wil naby jou wees. Ek wil deel wees van jou lewe. Ek wil deel wees van jou storie.
Nie oor wat jy van nou af gaan reg doen nie, maar oor wat ek in my hart oor jou voel. Vader, dankie vir u onverstaanbare, oneindige liefde vir elke skepsel op aarde. Help ons om te besef wanneer ons nog vassit in ons eie bome en net toeskouers is van wat u op aarde vir elke mens so graag wil doen. Help ons om uit ons bome uit te klim en te reageer op u uitnodiging om deel te wees van ons elke dag se lewe en intimiteit met ons te hê. Vader, u liefde verander ons elkeen. Mag dit so wees, ook vir elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister. Ons bid dit in die wonderlike naam van u Seun en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Mag vandag se boodskap regtig aan jou hart raak. Hierdie Saggeusverhaal wat ons van kleintyd af die meeste van ons al goed ken. En mag hierdie boodskap ook vir jou weer die vraag laat vra, sit ek nog vas in my eie boom of sit ek alweer vas in my eie boom? En mag jy vandag opnuut die vrymoedigheid hê om Jesus se uitnodiging te aanvaar. Voorspoed vir die week wat kom, mag hy jou vrede en jou lewe wees. Tot 'n volgende keer. Totsiens. 'n Vader wat hardloop, adems oop, nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby, met 'n kruis wat sien, dit is volbring. Ek gee my breë, ek volg die pad van ondergawe liefde en beweging gesit. Die lewe in my lewe nie. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe nie dit wat ek doen nie, maar dit wat hier reeds klaar gedoen het. Lewe wat het opgeslaan, begraf is leer, die dood verslaan. Lewe, leer, en daarom weg, 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. U is my alles.